Ons kom nou na 'n belangrike gedeelte toe hierso. Die verskillende goed wat ons oor ons lewens het, trek baie keer in die families af. Hierso was Korah se seuns was bereid om nie te volg die pad wat die pa gevolg het nie. In ons lewens, ek wil vir jou vra vanoggend, waar is jy op die stadium? Is daar goed is in jou lewe wat moeilik is? Moenie die Here blameer nie. Vergewe jouself vir die goed wat jy negatief gedink het. Kom tot op 'n plek wat jy vir die Here sê, doen slegs u wil, Here. Here, anything will go. Iemand het nou net my gesê, Pierre, hoe voel jy om hemel toe te gaan? Toe sê ek, yes, as ek kyk wat al die goed is, ek sal net bly wees as ek daar uitkom. Ek sê, ek wil nie die blomme op die tafel wees nie, ek wil net daar wees. Doesn't matter where, I just want to be in heaven. Because to be with the presence of God is going to be amazing. I just want to make it there. And you know what? Ons het dit so tyd terug het ons het gehad, die spieelbeeld van die hemel is ons lewe hier op aarde. Ons lewe eintlik hierso in 'n spieelbeeld van die hemel. Hang af hoe jy dit vir jouself draai. Hang af hoe jy dit vir jouself inlewe in plaas van die lewe wat die Here vir ons bedoel het. Ek wil nou kom na Korah se bloedlyn was vervloek. Hoekom? Hy het opgestaan teen God. Maar daar so sy seuns het gekom en gesê, ons kies dit nie. Ons gaan nie die pad stap van bitterheid nie. En weet jy wat? Jesus is my bloedlyn. Daai kinders van Korah, hulle was in die bloedlyn van Jesus. Can you believe that? Die pa het God ingesluk, maar hulle het die bloedlyn gestap van Jesus. They were in the lineage of Jesus. The blood of Jesus is more powerful than anything else. Die bloed van Jesus is sterker as 'n reeks in die bloedlyn van hartaanvalle. Die bloed van Jesus is sterker as alkoholiste. Ja, gehoor dat sekere families, hulle almal is alkoholiste. Daar's egskeidings. Baie kere kry jy in die familie bloedlyn, dat die hele familie, vergewe my nou, ek miskien op tone trap, is messelaars of broederbonders. Hoekom? Want hulle het aangesluit by daai lot. Hulle kies nie die pad van die Here nie, hulle kies die pad van hulle voorvaders. Jy kry, nee, ek moet nou sy naam noem nie, maar hy het kinders molesteer. En niemand het net kwyt geraak, hoe kan hy anders? Want hy was gemolesteer. Hy het 'n nuwe bloedlyn begin. Want van molestasie, want sy oupa en wie ook al, daar was molestasie in die hele gemors in. Hy is dieselfde, want hy is maar soos sy ouers gewees het. Daar's baie kere strife, wat is strife? Beklei, stryery. Daar's baie keer stryery in 'n familie. En weet jy wat, hoekom? Omdat dit aangekom het van die vorige pa, van die vorige oupa, en so kom jy goed af van die bloedlyne. Ek wil vir jou sê, dis tyd dat ons as kinders van die Here opstaan en gesag neem en daai bloedlyn sny en daai bloedlyn breek. Daar's armoede wat kom in die families in. Hulle kom net nie op nie. They just can't lift it up, want soos hulle opkom, dan gebeur dit, goef, val hulle om. As hulle so opkom, goef, val hulle om. Dan as hulle omval, dan gaan dit erg. Dan gaan dit na drugs en dop en allerlei gemors wat saam daarmee gaan. Die goeders word saamgetrek. Ons kan opstaan en daai bloedlyn breek. Pierre, waarvan praat jy nou? Ek praat van die Here het vir ons gesê, hy het vir ons die gesag gegee, die krag gegee, om op slange en skorpioene te trap. Dis die duiwel en al sy trawante. We've got the power, we've got the authority, Luke 10 verse 19, to stand on the scorpions and snakes and on everything that hurts the children of God. As God teen Korah gewees het en daai 250 mense, omdat hulle sy kinders, Moses en Aaron wou aanvat, God het nog nie verander nie, hy is nog steeds dieselfde. Hy kyk na jou. Ek voel hierdie ding is so swaar ene, dat ons as kinders moet daai ding vat. En luister mooi vanoggend,
Hier is nie 'n bloedlyn hier by ons, vir enige iemand wat hier sit, wat nie een of ander rubbish in hom het nie. Jy kry die party mense groei en hulle floreer. Dit gaan goed met hulle finansiëel, they're just the best of the best of the best. Hulle gaan net aan, maar gaan kyk na hulle. Ewe skielik is daar 'n ander toffie ding wat uitklim. You know what, Satan won't leave that. He will bring something else to make us fall. This is the time when the Christians stand up and the Christians say, enough is enough. Jy kan die naam van jou familie verander. Jy kan die naam van jou familie verander van ergernis na voorspoed. Jy kan die naam van jou familie verander van stry na eenheid. Jy kan die naam van jou familie verander to the unity, van bankrotskap na prosperous. You can change the name. Jesus said, you've got the authority. Stand up. Nou, iemand sê nou die maar ja, maar Peer, jy's 'n man. You are supposed to stand up as the head of the house. Nuh-uh. All of us have to stand up. We all take that authority. Ons staan almal op met die krag van die Here, elkeen van ons. And please don't let it go out. Ask the Holy Spirit to speak to you today. Die bloedlyn van Jesus, om in die bloedlyn van Jesus te wees. Onthou net, ons is in sy bloedlyn. Ons het ons harte vir die Here gegee. Dit beteken ons is in sy bloedlyn. En Jesus se bloedlyn is daar nie gemors nie. He burnt Aaron out, not Aaron, Korah, he burnt him. God doesn't take rubbish in his bloodline. But unfortunately, he says, I've given you the authority. Ek het vir jou die autoriteit gegee. En ek wil vir jou vanoggend vra, jy kan jou familie hernoem. Jy kan al die verskillende goed vat. Eenheid. Jy kan jou familie noem, ons familie sal 'n familie van eenheid wees. Ons familie sal 'n familie van liefde wees. Ons familie sal 'n familie wees van nie tweede nie, maar eerste. Our family will be the one to be the head and not the tail. Ons sal voorloop en nie saam sleep nie. Ons familie sal 'n familie wees van lofprysing en vreugde. Ons sal nie hierdie familie wees vir so ou genis. Die ou mense sal die genis nog ken van 'n TV-program. Eers ou genis was gedoop in suurlemoensous. Hy was 'n dikbek ou die hele tyd. Hy het nooit vreugde oor iemand anders gesien nie. Genis was miserable. Our family will stand up with the joy of the Lord. Lord, our children will call you blessed. Our children will call us parents blessed. Why? Because they have the bloodline of Jesus. Ek wil hê jy moet dit raak sien in die eie families. Andor het nou net vir ons gesê dat in hulle familie was die hele streep van die familie met kanker en die bloedlyn het gestop by haar. Ek wil vir jy sê vanoggend, laat ons families 'n stepping stone wees. Laat ons, wat is 'n stepping stone in Afrikaans? Ons kan op klippe loop om deur 'n stroompie te kom byvoorbeeld. Met ander woorde, die klippe gaan ons ophou in plaas van 'n handbriek. Nou laat hierdie voet van my nou nie so lekker is nie, want ek mag hom nou nie gebruik op hy is te breed ook, hy trap briek en clutch gelyktydig, so hy moet hier vassit aan die hoek. Isaac sê, my dad, take Velcro and stick it to the corner, laat jy nie hom gebruik nie. So, nou ry ek, nou het ek die handbriek op, want die handbriek is nou maar my groot briek wat ek mee ry, en nou ek trek daar teen 'n bult weg, en die ding wil nie pad gee nie, ek dink, yes, am I such a bad driver? En as ek so afkyk, my handbrake was up, I couldn't get going. Is your spiritual handbrake up? Is your spiritual handbrake stopping you from lifting up and soaring? I want to come to you this morning now, en ek wil vir julle vra, is jy bereid om op te staan en saam te bid? Laat ons die gesag van God oor ons lewe inroep en die bloedlyn vloeke, kom ons noem hulle vloeke, en in daai woord van vloeke kan jy 'n klomp goed bylas. Jy kan alkohol, finansies, stry, egbreek, rondslap, kanker, bloeddruk, wat is hierdie ander ding met die suikersiekte, jy kan alles in daai bloedlyn vloek indruk, want dit is waarvoor hy staan. Are you prepared to this morning to stand up and say, Lord, I'm drawing the line in the sand. Ek trek hierdie lyn vandag in die sand, en ek sal nie weer verder toelaat dat hierdie oorkom na my familie toe nie. Ek breek dit van hier af vorentoe, no more. En weet jy wat?
as jy daai gebed bid vanoggend, dan staan jy daarop. It's done. En as dit kom, dan bestraf jy dit in die naam van die Here. Start becoming angry at somebody stealing. As iemand aan jou huis inbreek, ons het nou die dubbelverdieping, en hulle breek by my huis in, en Jessie wat nou onder slaap, en ons slaap bo, en ek kom agter met die trappe afgeloop, en ek kom agter, daar's iemand in die huis in, en hy's op pad na Jessie toe. Wat dink jy gaan ek vir daai ou sê? Wat dink jy gaan ek doen? Gaan ek vir hom sê, hey you, I don't know who you are, but you're not allowed to come to this plot. That's Jessie, you're not allowed to go to her. Nee, voet en al gaan ek hom uit die grond uitduik. I'm gonna roll him out of that place. Maak nie saak hoe oud hy is nie, maak nie saak hoe klein ek is nie. But he'll get chucked out there. Why? Because the anger of a father will stand up and turf him. Ek wil hê julle moet opstaan vanoggend met die heilige woede. Soos Jesus gehad het, toe hy daai mense uit die tempel uitgesmyt het. Stand up met heilige woede en sê, trek vandag die lyn in die grond. Oor hierdie lyn sal jy nie beweeg nie. Hierdie lyn is nie 'n ouma streep toe ons beklei het op skool nie. Hierdie lyn is die lyn van die bloed van Jesus. Jy sal nie oor hierdie lyn kom nie. Is jy bereid om saam met my op te staan? Dat ons teen daai ding bid vanoggend. Ons bestraf dit in die naam van die Here. As jy so voel, staan op saam met my. Come, let's stand. Ek gaan hierdie gebed voorbid. En bid julle dit in julle harte saam met my. Maar julle bid dit vir julleself. Jy bid dit vir jou en jou familie. Dis die einde van al die gemors oor julle lewens, oor die families wat getreiter word, die families wat in die grond afgedruk word. Kom ons bid saam. Vader, ek kom na U toe vandag en ek sê vir U dankie Here, dat ons op hierdie punt kan kom. Heilige Gees, vandag, neem ons die autoriteit Here wat U vir ons gegee het. En ons sê vir U dankie daarvoor. En ons kom in die naam van Jesus, en ons bestraf, en ons breek, en ons kanseleer enige bloedlynvloek van enige aard oor enige een van hierdie mense wat hier staan en ook van die mense wat luister. Ons bestraf dit nou in Jesus naam. Ons breek dit, ons kanseleer dit in Jesus naam. En ons sê vir U dankie Here vir U bloed. Dankie Here vir U gesag. Dankie Here vir U vreugde. Dankie Here vir U oorwinning op elke area. Here, nou bid ek dat U vreugde oor elke ene hier sal neerdaal. En ons neem elke ene vir onsself. Maak ons vry hiervan, Here. En ek sê vir U dankie. In Jesus Christus naam. Amen.